boere. Hulle is mos nou vandag hoog op almal se prioriteitslys. Ons sing oor wat hulle dra, wat hulle eet, wat hulle drink, wat se karre hulle ry, wat se wapens hulle skiet, maar niemand praat oor die regte probleme wat boere het nie. En hoe swaar dit baie keer gaan nie. Maar as ons nou 'n ander dag daaroor praat. Ek kyk net dit 'n program, Boer soek 'n vrou. Hulle wil mos nou vir die boere vrou kry. Asof hy nie genoeg probleme het, jy weet. Reeds met die wat hulle met voortrekkers ry, moet jy dan nog nie 'n trekker het nie. Nou het Via begin met Moereboer. Maar dis nie 'n onderhoudsprogram nie. Nee, regtig gaan boere mekaar moer. Wettiglik voor kameras en hulle volunteer om dit te doen. Ja, nou waar die boere 'n vrou soek, nou daai program is 'n uur lank. Hier waar hulle mekaar tap, net 'n halfuur. Want kyk as vrouens bykom is dit altyd 'n ou lang storie. Dit is MMA Fights, wat staan vir Mami Moer Altyd. Die aanbieder daar, Cameron Simon, dis die enigste fighter wat hulle kon gekry het, wat ten minste die van het, wat klink of hy kan saai en boer en so aan. Nou waar gewone, normale boere nou besig is met oestyd, is hierdie inskrywers besig met koestyd. Hulle moet dalk na daai koer dating app gaan kyk, net 'n bietjie die koes ding lekker onder die knieë te kry. Nou, eerst in die blou span het ons die Brits broers, Ernst en Stef. Ja, hulle, jy kan sien hulle het mekaar al getimmer, maar hulle praat nie daaroor nie. Dit's maar soos 'n broer in die tronk. Niemand gesels daaroor nie, maar hulle is ook van Noordwes, soos Drieke Stilnaks Du Plessis, wat beteken hulle is dan klaar 5de en 6de in Brakpan, want Drieke het self gesê hy's 4de. Lambertus is 'n ander inskrywer, hy dra 'n bril. Ek hoop hy gaan die bril afval, want anders moker hulle omdat daai bril soos 'n Boesman tekening permanent op sy gesig sit. Maar nou aan die ander kant as hy die bril afval, gaan hy nou kan sien waarom die boer te moer, wat 'n boer om te moer. Miskien slaat hy die ref. Hy het so 'n paar liktekens al op sy gesig wat my laat dink dat hy nie nuut is tot die gevegsding nie en dat hy dalk al semi afgerig is. Maar hy stap heeltyd met 'n 2-rigting radio rond. Hulle moet net vir hom sê daai radio gaan nie in die kruit nie. Okay. JT, kyk hy's 'n natural blond. Ons gaan net vir hom sê ou JT, hier is nie 'n skoonheidskompetisie nie. For fighting fit people. Hy gaan nie net daar swag stap op die kruit nie. Nee, hy moet kan fight ook. Sy grootste vrees is dat iemand op hom gaan sit en dat hy dan nie gaan weet wat om te doen nie. Ja, in die footage sien mens ook hy, true story, sleep sy eie Ford-bakkie daar op die plaas rond. Nou dit kan een van twee dinge beteken. Hy het nie geld vir brandstof nie, of hy het nog nie die Ford insleepdiens op speed dial nie, weet nie. So Zak is van Pretoria af. Hy sê self hy weeg 80. So ek hoop nou nie dis 'n voorspelling van hoe die dingetjies gaan nie. En hy verstaan ook nie sy slaghuis goed lekker nie. Hy tenderize die hele beeskarkas, jy weet. Eintlik sny mens mos maar steaks en dan tenderize jy net die steak. Wat my laat dink as hy nou daai hele bees so timmer, dan is sy mins seker massive vlokkerig. Hy hou eintlik van daai primal fight goeters, jy weet, soos Spartacus. So hulle gaan net met kyk of hy 'n onderbroekie aan het as hy nou met so Spartacus rompie in die kruit klim. As dit kan dit nou 'n vieslike storie afgee. En hy het 'n vreeslike senuweeagtige giggeltjie. So ek dink 'n goeie sielkundige net so neffensie kry, sal hom dalk net kan deurtrek. Rian aan die ander kant was 'n bounce. Hy bounce nog steeds so in en uit sy Land Rover uit. Seker om oor die oliekolle te bounce, maar ek hy lyk ook vir my bietjie soos iemand wat dalk die helfte van sy Webertjie ingesluk het. En dan in sy video nou, hy sulke massive groot klippe op die myn rond. Maar hy sê hy is nie bang vir die stoei gedeelte nie, want hy het rugby gespeel. Ek dink dit was sevens nie, want hy lyk nie vir my soos iemand wat verspoed gebou is nie, jy weet. Nou vanaand 8uur, né? Donderdag aand, 1 Augustus 8uur op Via. Ontmoet ons die rooi span. Wie weet nou wat hulle vir ons kan inhou, né? Ja, ek kan nie wag nie. Ek hoop ons begin sien vanaand al bietjie aksie. Ons is mos nou nie 'n land met aggressie nie, so dalk kan dit ons help om bietjie te kalmeer. Gegroet aan Martin.